Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige sorg. Amen. Ek wil by julle hoor, sommer net hoe dit gegaan het in die week met, en mense het nou bietjie daai boodskap verkeerd verstaan. Kom ek verduidelik net wat gebeur het. Ek kan nie onthou nie, een van my vriende het my so ietsie gestuur, en toe onthou ek weer, ons doen dit eintlik elke jaar, dis presies die eerste, en ek stuur dadelik die boodskap van Marinda, Engelse boodskap, en ek sê, ons moet dit op die gemeente, vir die gemeente stuur, en ons kan ons nou allemaal Engels verstaan, ek sê Afrikaans verstaan Afrikaans ook, net so terloops, maar nie te min, en sy stuur die Engelse boodskap uit, en ek sê, nee, asseblief, verander dit net dadelik, kom ons verander net gou hierdie boodskap, sy kanseleer dit, en ons verander dit, en ons stuur toe die regte boodskap uit, maar toe, mense kyk mos een keer per dag wat sê die kerk, so dalk het jy nou nie weer 'n keer gekyk nie, die uitnodiging is, lees elke dag, 1 hoofstuk in Lukas, en ou Kers aan die 24ste, daar's 24 hoofstukke in Lukas, dan het jy die hele verhaal van Lukas gelees, die hele verhaal van Jesus Christus, vandat hy gebore is, totdat hy dood is, opgevaar het, weer sal kom. En ek wil sommer vra, wat het jou opgewonde gemaak? Ons trek nou by hoofstuk 7. Ek wil vir julle sommer sê, wat my opgewonde gemaak het, is in hoofstuk 4. Lees ek weer hierdie goed wat ek ken, maar wat net my so opgewonde gemaak het. Hoofstuk 4 wat sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Jesus lees nou uit Jesaja uit. Hy lees nou in die tempel, sy pa en sy ma soek mos nou na hom, en nou lees hy hierdie stuk vir die skrifgeleerdes, daar binnekant. Hy sê, die Gees van God het my gesalf om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir die blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Ja, dit het my so opgewonde gemaak. Met ander woorde, hierdie Kersfees wat ons vier, dis waarvoor Jesus gekom het. Hierdie Kersfees wat ons vier, wat ons besig is om ons voor te berei, te sê, Here, ek wil nie vasgevang wees in die oorbekende nie. Ek vra U, maak hierdie boodskap vir my nie. Maak hierdie 2025 Kerstyd, maak dat ek iets van U sal ontdek, maak dat ek opgewonde sal wees oor wie U is, oor wat U kom doen het. En daarmee saam ontdek ons mos, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Wat is dit wat Jesus sê wat ons moet gaan doen? Goed, so, ons gaan, of nee, kom ek begin heeltemal op 'n ander punt. Ek het verlede week, ek weet nie hoekom nie, maar kan jy glo, ek was super gespanne geweest, daar vir Dominee Amos. Ek het nie idee nie, want die man verras ons toe ons nou hierso, en ewe skielik, ek kyk, het die man 'n pen en 'n papier daar, want ek is so bang, hy sit en tik nou af, stemgebruik, nee, teksverwysings, nee, maar hy het kom sê na die tyd, dit was sommer net wonderlik, maar toe vergeet ek 'n paar goetertjies om te doen. So ek wil eintlik vir julle verduidelik, ons het 4 Sondae voor Kersfees. Hy's nou blank by my, moet jy op blank wees. Goed, so ons is nou met die 2de Advent Sondag besig, en julle sal sien Marinda hier 'n dekorasie gedoen, as ons nou net die kersse aansteek, dan verstaan jy nou beter. O God, sê ek uit, sorry, ekskuus vir julle doen. Ek is glad nie gespanne nie, ek beloof julle. As Marinda, ek is Karen, dit nou net weer, kan jy dit red, Karen? Of is ons nou heeltemal uit die program uit? Ok, goed, daar gaan ons. Right, die 4 kerse, 4 Advents Sondag, waarmee ons besig is hoop van verlede Sondag, hoop wat terugkyk, hoop wat vorentoe kyk,
hoop wat sê, in 'n verlore gaande wêreld vier ons Kersfees, want Jesus is gebore. As ons terugkyk, sê ons vir hom dankie vir alles wat hy gedoen het. Dankie dat hy aarde toe gekom het. As ons vorentoe kyk, dan sê ons, Here Jesus, ons weet U is op pad. Help ons, rus ons toe, om tot die dag wat U kom, die groot gebod te doen, en om die groot opdrag uit te lewe. Na almal te gaan. So dis die hoop, en dan steek ons 'n kersie aan, om, my Here, niks so werk vandag. Goed, raai daar rond is. So dis hoop se kersie, en ek kan nou vir julle 'n teksgedeelte ook gee, wat daarby pas, daar vat ek. En tweede Sondag is ons dan nou vrede. Dis nou vanoggend se tema waarmee ons gaan besig wees. Vrede, en dan die ander Sondag is dan vreugde en liefde, en dan Kersdag wat ons weer bymekaar gaan kom. Kersdag gaan die wit ene wat is Jesus Christus. Dis waaroor dit gaan. En my gebed is net weer 'n keer, mag die Here elkeen van ons honger maak om te sê, ek wil dit weer hoor, Here. Ek wil weer opgewonde wees oor die geboorte van Jesus. Ek wil opgewonde wees oor Jesus wat mense aangeraak het, mense besoek het, vir mense wat tot bekering gekom het, tot geloof gekom het in die Seun van God. Hulle het dit gesien, hierdie is die Seun van God, dis die Messias vir wie ons wag. Goed, ons het 'n teksgedeelte by eerste die Kers van Hoop, sommer daar, Jesaja 43 vers 19, waar God sê, ek maak in julle tyd iets niets, gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. En dan sê ek maak in die woestyn 'n pad, en ek laat in droë wêreld riviere ontspring. Hoe wonderlik is dit nie, om hoop te kan hê, in 'n tyd waar daar eintlik geen hoop is, waar mense in die wêreld jou negatief maak, dis die een ellende en skandaal en ek weet nie wat alles nie. Hou maar die nuus dop en dan weet jy nou presies hoe jy voel en nie wil voel nie. En dan kom Kerstyd, hierdie tyd van die jaar wat kom sê, nee, God sê, daar's iets niets besig om te gebeur en daaroor is ons opgewonde. Tweede Advent, Kers van vrede, Johannes 14:27, waar Jesus sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort vrede wat die wêreld vir jou gee nie. God se vrede wat radikaal gans anders is as wat die wêreld gee. Maar dit is my so wonderlik. Kan jy glo dat die wêreld, al maak hulle geld daarmee, die wêreld is besig om die grootste geskiedenis van alle tye te adverteer en te sê, Jesus is gebore. Jesus het mens geword. God het iemand gestuur om vir die sondes te kom betaal, want hy die wêreld so lief. Daar's hoop, daar's vrede. Jesus sê, ek sit dit in jou hart in, en dit maak my so opgewonde. Goed, dan word hierdie storie vertel van 'n kraanvoël en 'n swaan wat in gesprek was met mekaar. Kraanvoël stap op die damwal, pippe, slakkie, slakkie, slakkie. Hier kom die swaan aangeswem. En hy sê vir hom, hey, waar kom jy vandaan? Die swaan antwoord, hy sê, uit die hemel uit. Die kraanvoël sê, waar is dit? En die swaan sê, hemel, het jy nog nooit van die hemel gehoor nie? En die swaan trek los en vertel van die hemel. En wy uit hoe die ingang lyk, hoe die strate lyk, hoe gelowiges by mekaar kom en sing en God prys en is iets om na uit te sien en ensovoorts. Kraanvoël sê,
Is daar slakke? Swaan sê, nee, daar is nie slakke nie. Kraanvoël sê, dan wil ek nie gaan nie. Is dit nie hartseer nie? Die skrywer sê, dis hoe dit met die mensdom gaan. En die slakke is die sonde, wat mense nie kan los nie. En wat maak dat jy sê, terwille van die genot van sonde, sal ek die vrede van die ewigheid verruil. Broers en susters, is ons tevrede met die slakke? Of begeer ons die hemel? Begeer ons soos die swaan te vertel van wat wag vir ons? Waarheen is ons op pad? Wat het God in store vir ons? Ek wil dat ons Lukas evangelie maak ons baie gebruik van die lofliedere. En ons gaan 2 van hierdie lofliedere lees vanoggend uit Lukas 1 vers 39. Luister sommer lekker. Ons het nou nie vir julle voor die tyd gewys waar die teks kom nie, so maar dit is nou maklik om dit op te soek. Goed, ek begin lees by vers 39. Maria besoek Elisabeth. Maria het haar sonder versuim gereed gemaak. Dis nou net nadat sy gehoor het sy is swanger. Maria gaan 'n kind in die wêreld bring. Maria het nog nooit by iemand geslaap nie. Die Heilige Gees het 'n kind in haar verwek. Nou gaan sy na Elisabeth toe en daar het sy Sagarias se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie Elisabeth het mos nou verwag vir Johannes. Julle verstaan nou daai storie mos nou ook, né? So sy kon nie kinders hê nie en sy het ook 'n kind gekry. Het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg en sy's met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep: "Geseënd is jy onder die vroue." Sy sê dit nou vir Maria. "En geseënd is die vrug van jou moederskoot. Waaraan het ek te danke dat die moeder van my Here na my toe kom?" Ja, kyk net, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Goed, so God sê mens nou vir haar, jy gaan 'n kind in die Engels sê vir haar, jy gaan 'n kind in die wêreld bring, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat die wêreld van hulle sondes sal vergewe. Goed, nou sê Maria, nou antwoord sy. Sy sê, en Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoedig is in hulle eie waan het hy uitmekaar gehaal. Maghebbers het hy van trone afgeruk en gering is verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. En dan sê hulle maar net, Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan na haar huis toe. Ek wil eers begin met 'n verhaal wat in 1994 het hierdie ding gebeur.
En 24 Desember 1994, wêreldwyd is hierdie verhaal deur die Associated Press van Londen op al wat 'n koerant is, gelees. En hierdie storie, wat 'n ware verhaal is, begin op Kersdag, 80 jaar terug. So 94, 80 jaar terug, was 24 Desember 1914. Die van julle wat toe al gelewe het, ken ons die geskiedenis. Eerste Wêreldoorlog, eerste Kersfees in die Eerste Wêreldoorlog. En dan gebeur hierdie vreemde, snaakse ding. Mariet, ek het vir jou so 'n paar weke terug gesê, dit is my vrede boodskap op Kersdag. So Mariet is vanoggend hier net om te kyk, sy sit met 'n pen gereed om net te sê, ja. Goed, maar hierdie storie is so mooi. Waar die Britse en Duitse troepe hulle wapens neerlê. Die een steek in die dennebome wat agter hulle loopgrawe is, kersse aan. Dan doen die ander ene iets en hulle sing. En dan kom almal uit en hulle sing kersliedere. En hulle deel met mekaar allerhande geskenke wat hulle in hulle rekpacks gehad het, wat hulle gehad het, tabak, konfyt, wors, sjokolade, drank, enigiets. Deel hulle met mekaar. En van vreugde sit hulle saam en dank en loof die Here. Die volgende dag het die generaals amper 'n oorval gekry. Want hulle sê hierdie vrede sal jou geveglus demp en vernietig. Dit mag jy nooit weer doen nie. Die hartseer is dat die oorlog nog vir 4 jaar aangegaan het. Duisende mense is dood in die tussentyd. Wat gebeur in ons tyd? Die ware boodskap van vrede en vreugde wat Jesus op aarde gebring het, soek die wêreld nog na slakke? Maak ons tydelike vreugdesyne, vredesyne vir mekaar? Het Jesus se koms die wêreld verander? Het Jesus se koms jou verander? Is ons in 'n Kerstyd besig met allerhande verkeerde goede, maar nie met die inhoud wat daar is nie. Die verhaal oor hierdie Eerste Wêreldoorlog storie wys wat die effek van Kersfees op mense het. Of eintlik beter gestel, wat is die effek van Jesus se geboorte en menswording op mense? Mense wat daaraan blootgestel is, sy lewens het onherroepelik verander. Onherroepelik verander. En daarom is dit nodig dat ons in hierdie Kerstyd weer vir onsself sal sê, waarmee is ek besig? Wat is die inhoud van my Kersvreugde? Wat is dit wat Jesus kom doen het, en wat is dit wat ek doen in hierdie Kerstyd? En dan lees ons 2 vrouens wat by mekaar kom
2 vrouens wat opgewonde is oor die God aan wie hulle behoort. Die God wat wondere gedoen het. Die God wat uitkoms gegee het. Die God wat hulle begunstig, begenadig het. Die God aan wie hulle hele lewe wil gee. Want die een was onvrugbaar en gaan 'n seun in die wêreld bring. En sonder dat sy dit weet, sê die Heilige Gees, maak die Heilige Gees, dat toe die 2 bymekaar kom, want sy verwag die verlosser. Dis deel van die belofte. Daar's 'n belofte wat sê, daar gaan 'n verlosser gebore word. Ware raadsman, ewige God, magtige Heer. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Sy verwag hierdie verlosser. En wanneer Maria by haar kom, dan beweeg die kind in haar. En sê sy, die verlosser is binne in jou. Maria, wat nederig is, wat eenvoudig is, ontvang hierdie grootste geskenk. En dan getuig sy 'n klomp goed. Dan is sy dankbaar. En dan sê sy, die Here het aan my wondere gedoen. Die Here het my in my geringheid raak gesien. Die Here het groot dinge aan my gedoen. Waaroor sy so dankbaar is. As mense hierdie storie jare terug in die hande sou kry, dink julle dat koerante sou skrywe? Dink julle die media doen iets oor Kersfees, wat onder andere kan wees, God kies 'n nietige meisie van Nasaret. God kies nie die hooggeplaastes nie, God kies nie die rykes nie, maar God kies die eenvoudige een, wat hom sal eer, wat hom sal dien, wat dankbaar sal wees. God kies hierdie vrou. Ek en jy. Hoe belangrik is ons, of hoe gering is ons? God kies jou. God sien jou raak. God laat jou hoor. God laat jou hier wees. God laat jou toe om te dink en te sê, is die slakke vir my belangrik? Is die sogenaamde vrede van Kersfees, wat een dag hou en dan ophou, en dan skiet ons mekaar weer dood? Of is Jesus die belangrikste vir ons? 'n tweede een, God stamp groot menere af, tel die klein mense op. Dit staan ons daar geskrywe. Dit staan so geskrywe en dit word verwys in Lukas 14, waar Jesus sê, as jy mense na 'n feesmaal toe nooi, en hulle wil nie kom nie, stop dan, nooi die krepeles, nooi die armes, nooi die wat nie kan dit en dit en dit. Hy wy nou uit daaroor, gaan lees 'n bietjie daaroor. Dit is net so mooi. En dan sê hy, moenie vir hom wat iets aan jou kan terugdoen, iets doen nie. Laat jou dankbaarheid so wees, dat hom wat niks kan terugdoen nie. In ons Kerstyd, sien ons nog raak? Sien ons soos God raak sien? Heersers, lees die Ou Testament wat hy afvee van hulle troon en nuwes aanstel, ensovoorts. Beloftes wat hy sê, ek gaan dit doen. Armes aan God se feestafel. En dan sê hy, ek hou my belofte. Ek hou my belofte. Ek is God, ek is nie 'n mens nie. Ek sien jou raak. Ek is by jou, ek help jou, ek hou jou vas. Daar's beloftes as ons lees wat ons vervul is. Maar daar's beloftes waarvoor ons nog wag. Wat geld vir die toekoms? Geld vir die ewige lewe. Beloftes vir die toekoms van sorg, voortdurende ontferming. God se genade, God se bemoeienis. God wat sê, niemand sal jou uit my hand uit ruk nie. Hierdie Kersboodskap
is die wonderlikste nuus nog ooit in die hele wêreld. En aan hierdie God sê Elisabeth en Maria en die hele woord van God kan jy vashou. As ons so luister na Maria se hoofopskrifte, dan besef 'n mens hoe groot hierdie God is. En dan verstaan ons waarom Kersdag 1914 vrede kon laat deurbreek op die oorlogsveld, al was dit vir een dag gewees. God het op hierdie eerste Kersdag sy vrede laat deurbreek vir mense, vir ewig en vir altyd. Mag ek en jy in hierdie Kerstyd, in hierdie Adventstyd, hoop hê, wat sê die woord Hebreërs 11 vers 1 wat sê, die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, wat ons nie kan sien nie. Hoop, seker, weet ek, nog nie gebeur nie, maar sal gebeur. Hoop hê, wanneer ons terugkyk, weet ons wat hy gedoen, wanneer ons vorentoe kyk, weet ons, dis wat hy gaan kom om te doen. Ons hoop, ons verwag hom, en ons is besig totdat hy kom. Vrede, terwyl Elisabeth vir Maria sê, hierdie kind in jou, hierdie kind is die verlosser. Hierdie kind is die een wat ons verwag. Ek en jy, het ons daai vrede, wat Jesus sê, my vrede gee ek jou. Of soek ons nog slakke, en is ons besig met allerhande ander dinge. Mag ons die vrede van God, skryf Paulus, wat alle verstand te bowe gaan, mag dit in ons hart en in ons gedagtes wees, totdat Jesus ons kom haal. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U aarde toe gekom het. Dankie dat elke mens met wie U te doen het, onherroepelik verander het. Ons sit 2000 jaar na U geboorte en luister, laat U vrede wat U kom bewerk het tussen 'n sondige wêreld en ons ewige Vader, dis hoekom U gekom het, om ons te versoen. En mag daardie vrede van versoening in ons lewens wees. Word verheerlik deur ons lewens in hierdie Kerstyd. In Jesus se naam. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.